Goeiemiddag Suid-Afrika, 31 Maart 1400 in die middag, die tyd wat ek hierdie berig doen. En ons nuutste update vir die Iran-oorlog. Om mee te begin, ek het gister 'n ding gesien, 'n besoek wat ons Defense Secretary Hexet, of Secretary of War Hexet, by 'n maatskappy gedoen het. Daar's nou maar 'n paar maatskappye wat besig is om cruise missiele, enige tipe wapens, veral in die missielbedryf, teen massaproduksie te bou. En die nuwe tegnologie wat hulle gebruik is 3D printing. So hierdie maatskappy is nou al, het die moontlikheid om honderde missiele in 'n week te bou met hulle 3D printing masjiene. So die mense vra nou maar hoe maklik. Hulle bou die frames, die components met die 3D masjiene. En dan sit hulle uit ander plekke wat die robots wat hulle mekaar sit. So hulle kan redelik vinnig baie missiele en goeders bou, want iemand het my gevra, so, maar is Amerika nie veronderstel met ammunisie uit te hardloop nie en bou hulle iets intussen? Nee, Amerika het baie ammunisie, baie. Daai mense wat gedink het, ons gaan binne die eerste 4 of 5 dae uit ammunisie uit hardloop, het nou agtergekom. Hulle bronne wat hulle gebruik het om dit te sê, is toevals gewees. Ons trek nou al by 31 dae. En die attacks gaan nog steeds voort met volskaalse attack, met volskaalse ammo. Maar hier was nou net iets interessant wat bygekom het. Maatskappye wat nou nuwe tegnologie gebruik om wapens baie vinniger te bou. Spesifiek ammunisie. Laaste 24 uur was nou die laagste vlak ooit nog van missiele uit Iran uit. Hulle probleem is, hulle is besig om uit hulle duisende missiele wat hulle ondergrond weggesteek het, uit te hardloop, want hulle het nie meer die fasiliteit om dit te vervang nie. Hulle kan nie intussen aanbou en opstok nie, want die strikes wat in Iran gaan, is geteken op al die fabrieke wat die goed gemaak het. So hulle raak nou desperaat. Die wat hulle oor het, hulle probeer die oorlog so ver as moontlik uitbou en so ver as moontlik laat aanhou, om ekonomiese druk op die wêreld te sit. En so, hulle moet nou mooi begin dink, wat maak hulle met die oorblywende missiele en drones wat hulle het, wat teiken hulle? En nou sien ons, met hulle desperaatheid, gaat hulle ons steeds aan sagte teikens, civi-teikens, dis wat hulle doen, terrorisme op civi-teikens, in die hoop dat die civies hulle regerings gaan dwing om die oorlog te stop. So het ons weer gesien, gister is 'n civi-olietanker aan Kuwait getref, met 'n drone, wat gebrand het, en hy is nou onder beheer die brand. Maar dis wat hulle doen, hulle teikens, civi-teikens, hulle skiet nog steeds clusterbomme, missiele met cluster warheads in Israel in. Meeste word afgeskiet. Dit moet seker ook vir hulle baie swaar wees om te sien hulle dier ballistiese missiele wat hulle baie geld gekos het om te bou en waarvan hulle beperkte hoeveelheid oor het, word meeste net afgeskiet. So dit moet maar 'n moraalbreker wees as jy 100 missiele skiet en net 5 of 6 kom deur. Jy weet, en jy baie betaal vir die missiele en jy kan hulle nie vervang nie. Gisterand was daar strikes in Iran gewees, daar was plekke wat nie meer krag gehad het nie, die krag was af, en die regering van Iran kom toe uit en sê, nee, maar moenie worry, ons hulle binne ure herstel. Ek weet nie, 'n kragstasie gaan herstel wat nou net stukkend geskiet is nie. So, maar whatever, hoe hulle dit gaan herstel, seker maar, hulle het seker ander maniere. Net gisterand, met al die strikes wat plaasgevind het, was daar ten minste 200 dinamiese strikes gewees. Dinamiese strike beteken eenvoudig, jy is op pad nou om 'n plek te bom, en intussen op pad soontoe kry jy instruksies vir 'n nuwe teiken. So dis soos huidige intelligensie nuwe teikens optel wat meer prioriteit is, en divert jou na die nuwe teiken toe wat meer prioriteit dra. So hulle het sommer meer as 200 van hulle gisterand gehad. Net vir 'n voorbeeld van hoe baie is daar dynamic teikens wat geskei word en aangeval word. Gisterand, een van die strikes was in Iran, was op 'n groot ammo depot. Daar in Isfahan het hulle 'n groot ammo depot geslaan met bunkerbusters. Daai moet 'n groot blou ook wees vir die Iraniërs, want soos ek sê, hulle het nie meer die fabrieke wat die goed kan vervang nie. So wat hulle het is wat hulle het. Dan was daar ook die strikes bly op die manufacturing van wapens, ammunisie
en die tipe van ding. So ons bly heidaglik straik op daai fabrieke in so aan. Daar sover meer as 11,000 teikens nou al verwoes in Iran, high value teikens. En dan die fokus bly nog steeds op enige vloot, Navy depots en store waar hulle wapens goed kan stoor. En gister hoor ek ook mense sê, ja, maar onthou, president Trump het gedreig dat die 6de April, as ons nie tot 'n negotiation kom nie, gaan hy die energie sektor strike in Iran, weet kragstasies in daai, en dis 'n war crime. Nee, dis nie 'n war crime nie. Hulle gebruik hulle energie stelsels, hulle energie systems vir hulle oorlog. Hulle het nie 'n saak oor die populasie wat moet krag hê vir hulle huise en kook en so aan nie. Hulle gebruik hulle energie sektor om hulle war machine te dryf. So, daai is nie 'n war crime nie. Dis 'n legitimate teken. As jy iets gebruik om die war ability te dryf, dan is daai deel van 'n teken. So, daai ding staan. President Trump het baie hard en duidelik weer herhaal gister. As daar nie tot 'n skikking kom voor die 6de April nie, dan gaan hulle kry. En ek hoop vir my part en vir hulle part, hoop ek, en vir almal se part, dat daai nuwe regime wat nou daar in charge is van Iran, kom agter. Hy joke nie, en hy blaf nie, hy gaan doen wat hy sê, en daar kom vrede. So kom ons sien maar, hoop dit gebeur en alles kom, en ons kan sien 'n einde aan hierdie oorlog. Dit behoort sekerlik, as hulle ooreenkom, wat hulle sal doen, as hulle kan ooreenkom, sal dit seker begin afskaal hier na die 6de April toe, maar niks is gegarandeer nie. Die ding kan nog 'n paar weke aanhou. So, dit is dan vir vandag. Ek is Morne Botha, Koepel Stereo se korrespondent. Geniet dit.